Ok, so kom ons kyk gou vinnig na verskillende soorte driehoeke en die vrae wat hulle vir julle by die meetkunde kan vra oor die driehoeke. Nou, driehoeke kan in 2 kategorieë geklassifiseer word. Ons kan of hulle klassifiseer deur te kyk na hulle hoeke, of ons kan hulle klassifiseer deur te kyk na hulle sye. So baie keer dan gee hulle vir jou 'n beskrywing van 'n driehoek, of hulle gee vir jou 'n prentjie van 'n driehoek en hulle vra vir jou wat se soort driehoek is dit. En dan weet die kinders nie altyd moet hulle nou praat van 'n stomphoekige driehoek of 'n skerphoekige driehoek of 'n gelyksydige driehoek of wat nie. Jy kyk waarvoor gee hulle die inligting. So as ek vir jou inligting gee oor die hoeke, dan kyk ons na 3 verskillende soorte hoeke. Jy kyk na 'n skerphoekige driehoek, jy kyk na 'n stomphoekige driehoek. Ek skryf nou nie die volle naam uit nie, dit is maar net vir tyd, en 'n reghoekige driehoek. So by jou skerphoekige driehoeke is al jou hoeke kleiner as 90 grade. By jou stomphoekige driehoek is daar een hoek wat groter is as 90 grade en die ander is almal kleiner as 90 grade. So 'n skerphoekige driehoek is byvoorbeeld iets soos dit, waar die een hoek is sê maar so 60 grade en die ander hoek is 50 grade en die ander hoek is 40 grade. Waar jou stomphoekige driehoek het een hoek wat so bietjie groter is as die res, hy sê maar 100 grade en dan is die ander 50 grade en 30 grade byvoorbeeld. En 'n reghoekige driehoek het jy een hoek, ek wil swart gehad het, een hoek wat gelyk is aan 90 grade. So hy lyk ook sommer so, julle sal sien, hulle dui met een van die hoeke daar vir jou so, met so 'n vierkantjie, dan beteken dit mos dis 'n 90 grade hoek. So dit is die driehoeke wat ek kry op grond van hulle hoeke. Dan op grond van hulle sye, kry ek 'n ongelyksydige driehoek. Dit beteken al 3 die sye is verskillende lengtes. Nie een van hulle is ewe lank nie. En hulle dui dit, onthou die sye wat ewe lank is, dui hulle met dieselfde hoeveelheid streepies aan. So sê nou maar hulle het daai 2 sye het albei 1 streepie, dan beteken dit daai 2 sye is ewe lank. So wat hulle sal doen by 'n ongelyksydige driehoek is hulle maak die een sê nou maar 1 streepie, die ander een 2 en die ander een 3 streepies om aan te dui nie een is ewe lank nie. Dan, soos wat hy nou genoem het, kry mens ook 'n gelykbenige driehoek. En by 'n gelykbenige driehoek het jy 2 van die sye wat ewe lank is. Dit beteken ook daai hoeke wat by daai sye is wat ewe lank is, daai 2 hoeke is ook ewe groot. Okay, so baie keer dan dui hulle net vir jou aan dat daai 2 hoeke ewe groot is, maar dan moet jy weet as die 2 hoeke ewe groot is die sye ook ewe lank wat hom 'n gelykbenige driehoek maak. So jy kan net kyk, hy het gelyke bene. Okay, onthou net daai. En dan het jy 'n gelyksydige driehoek. So met ander woorde, by 'n gelyksydige driehoek is al jou sye is gelyk. Al jou sye is ewe lank. En by 'n gelyksydige driehoek is al die hoeke ook ewe groot. So omdat al die hoeke ewe groot is, vat jy net 180 grade, want onthou, al die hoeke van 'n driehoek saam het julle mos nou al geleer. As jy al 3 die hoeke bymekaar plus, dan moet dit gelyk wees aan 180 grade. So ek wil net hierso ook in elk geval sê die som van die binnehoeke, maar ons sal nou ook daarby kom, is gelyk aan 180 grade. Ek sal nou 'n bietjie uitbrei op daai, maar dit beteken omdat al 3 die hoeke ewe groot is dit 180 gedeel deur 3. So by gelyksydige driehoek kan hulle ook vir jou net sê al die hoeke is 60 grade. As jy sien al die hoeke is 60 grade, dan weet jy ook al die sye is ewe lank, wat hom 'n gelyksydige driehoek maak. So hierso die naam beskryf eintlik lekker vir jou, veral hierso beskryf die naam baie mooi vir jou hoe hy werk. Ongelyksydig, nie een van die sye is ewe lank nie. Gelykbenig, die bene is ewe lank, 2 van hulle, en gelyksydig is al die sye is gelyk. Almal van hulle is ewe lank. So daai is die eienskappe van die driehoek, hoe jy jou driehoeke klassifiseer, maar nou moet ons ook kyk na die eienskappe van my driehoek, want onthou, ons gaan mos nou bietjie die meetkunde doen waar jy hoe groot is en so gaan moet bepaal. So die 2 eienskappe wat julle moet, die 2 belangrikstes wat julle moet onthou, is die binnehoeke
en die buitehoek. Kyk, so hoe die eienskap van die binnehoeke van 'n driehoek werk, is dit sê, die som van die binnehoeke van 'n driehoek, hoeke van 'n driehoek, is gelyk aan 180 grade. So as ek my driehoek hierso het, en hulle sê maar daai een is 100 grade, en daai een is 50 grade, en ek wil daai hoek se grootte uitwerk. As jy sien, hulle gee 2 van die hoeke van die driehoek, maar hulle vra vir jou vir die derde een, dan weet jy gaan daai eienskap gebruik. So dan sê jy, okay, maar die 50 grade hoek, plus die 100 grade hoek, plus my hoek x, moet saam vir my 180 grade gee, en dan gee jy net jou rede ook in hakies, nee, want onthou met meetkunde moet jy altyd jou redes gee, dan skryf jy net die som van die binnehoeke van 'n driehoek, en dan los jy maar net jou vergelykingkie op om vir x te kry. So onthou, al daai goed wat ons geleer het by die vergelykings, kom nou weer by jou meetkunde. Dis hoekom ons eers vergelykings doen. So as ek wil ontslaa raak van die plus 50, moet ek aan die ander kant aftrek. As ek ontslaa raak van die plus 100, moet ek aan die ander kant 100 aftrek. En dan kry jy daai hoek se grootte moet 30 grade wees. OK. Nou die buitehoek van 'n driehoek is as ek my driehoek vat en ek maak een van die sye langer. Ek verleng hom. Dit kan daai sy wees, ek kan hierdie sy verleng, ek kan daai sy verleng, ek kan die sy verleng, dit maak nie regtig saakie. Maar as jy een van die sye verleng, dan maak jy 'n hoek aan die buitekant van jou driehoek. Dis daai hoek wat ek die buitehoek noem. Ons maak hom sommer x. Dan die eienskap van die buitehoeke van 'n driehoek sê, die buitehoek van 'n driehoek, of sê net buitehoek van 'n driehoek, is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke. So, die teenoorstaande binnehoeke, hierdie is 'n aangrensende hoek, want hulle grens aan mekaar, hulle raak aan mekaar. Die teenoorstaande hoeke is daai enetjie, ons maak hom net ander kleur, daai enetjie en daai enetjie. Dit is jou teenoorstaande binnehoeke. Dis die aangrensende binnehoek, daai is die, want hulle staan teenoor hom. So dan moet daai hoek gelyk wees aan die som van daai twee. Wat beteken as ek daai twee bymekaar plus, gaan dit so groot wees soos daai ene. So sê nou maar hierdie hoek is 50 grade en hierdie hoek is 40 grade. Ok nee, kom ons 60 grade, andersins is my prentjie nie nou volgens skaal nie. Dan beteken dit as ek x wil hê, is dit daai 50 grade hoek plus die 60 grade hoek. Jy gaan jou rede daar byskryf, nee, jy gaan neerskryf buitehoeke van 'n driehoek en dan gaan jy uitwerk daai buitehoek is dan gelyk aan 110 grade. So hulle kan nou hierdie goed op 'n klomp verskillende maniere ook nou vir jou vra, soos byvoorbeeld hulle kan vir jou die buitehoek gee en daai hoek gee en vir jou daai ene vra. So hulle kan dit nou op 'n klomp verskillende maniere vra, maar die beginsel bly dieselfde. En as jy net, soos wat ek vir julle laerskool geleer het by die gewone meetkunde, as jy net in staat is om 'n vergelyking te kan skryf, dan is jy 90% daar. So jy moet net die vergelykingkie kan skryf, al is jou x nie alleen aan die een kant nie. Sê nou maar, hulle het vir jou gesê, hierdie hoek is 120 grade, en daai hoek is 80 grade, en dis hoek x wat jy wil uitwerk, dan skryf jy jou sommetjie presies so. Jou buitehoek is gelyk aan die som van die teenoorstaande binnehoeke, met jou rede, en nou wil jy net vir x alleen aan die een kant, so jy gaan trek net 80 aan die ander kant af. Ok, so hulle kan dit vir jou andersom ook vra. En dan moet julle ook onthou, een van die eienskappe wat bykom, wat ek nie noodwendig hier sit nie, want ons kry dit by die tipe driehoeke, is die gelykbenige driehoek. So as hulle vir jou sê, jy het 'n driehoek waar daai twee sy ewe groot is, ons weet ons nou uit die eienskappe van 'n driehoek, dan moet daai twee hoeke ewe groot wees. So sê nou maar, hulle sê vir jou, hierdie hoek is 30 grade, en hulle vra vir jou, wat is daai hoek se grootte, hoek x, dan kan jy hierdie eienskap van 'n gelykbenige driehoek
kan jy gaan gebruik, dan sê jy net vir hulle, daai hoek is dan ook gelyk aan 30 grade, maar baie belangrik, jou rede kan nooit wees gelykbenige driehoek nie. Die rede wat jy daar moet gee, want hulle is baie kwaai op dit, is dus hoeke teenoor gelyke sye. As jy gelykbenige driehoek gaan neerskryf, dan gaan hulle dit nie vir jou regmerk nie. So dis redelik maar die eienskappe wat jy gaan gebruik. Jy gaan maar hierdie 3 goedjies gebruik, meestal daai 2. Hierdie een het ek nou maar net hier ingedruk, net sodat jy onthou, dit is die spesifieke driehoek, daai eienskap van die driehoek kan jy ook gebruik om hoekgroottes te bepaal. Al hoe hulle dit dan kan moeiliker maak, is as hulle nie 'n X in een van die hoeke het nie, maar algebraïese uitdrukking. Maar ons sal volgende week daarby kom.